Goeiemôre gemeente, ons gaan lekker net so sit en 2 liedere doen as voorsang. Geniet dit op hierdie lekker, wat seisoen? Lenteoggend. Laat die vrede deur my vloei. Stop gou asseblief. Laat die vrede deur my vloei. Waar hart is, laat ek daar die liefde bring. Wat pyn en smart vertroostend wees. En krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te haal. Ja, om liefde en ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwaal. Laat weer die vrede deur my vloei, en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil die lig in duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te haal. Ja, om liefde en ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwaal. Laat hierdie vrede deur my vloei, deur my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te haal. Ja, om liefde en ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwaag. Want hy is my leidsman, Hy laat my leef, Hy is oorwinnaar, Hy is die Heer, uit sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. Ek weet verseker, Jesus is hier, Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede, ek is Gods kind. Hy is my leidsman, Hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, Hy is die Heer, uit sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy
kinders behou. Lig is sy las en sag is sy juk. Hy gee vermoeides die ware geluk. Selfs as ek struikel en het berou, hy sal vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy het my lief. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. Hy is my leidsman, hy laat my lief. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. Goeiemôre gemeente, baie welkom by vanoggend se erediens. Vir die van julle wat my dalk nie ken nie, my naam is Kruinou. Ek is hierso deel van die dagbestuur in die gemeenteraad van Domesday. Net 'n paar afkondigings vanoggend. Daar's 'n Safari 7's, graad 7's kamp hierdie naweek wat kom. Dan die Sondag daarna het ons die buitelig erediens en gemeenteete. Julle behoort 'n boodskap van die gemeenteraadslid wat julle omsien te gekry het met 'n uitnodiging na die gemeenteete. As julle nog nie het nie, ek sien 'n paar mense skud kop. Gemeenteraadslede, onthou asseblief die uitnodiging wat Jolandi gestuur het wat ons moet aanstuur. Julle kan julle kampstoele bring, lekker eie eet en drinkgoeders bring en dan die koor van die pik kom by ons sing daai Sondag. Dan miskien ook wat nie op die afkondigings is nie. Van Oktober af gaan daar 'n selgroepreeks wees met die tema die Christen en stres. Daar sal nog meer inligting volg, so kyk gerus uit daarvoor as jy wil deel wees daarvan. En dan jou laaste, daar sal skaapvleis te koop na die diens daar by die kombuis. Daar's nog lekker chops en alles, so maak gerus daar 'n draai. Dankie Morney, ons luister graag. Lente vir almal van u en baie welkom by vanoggend se erediens. Soos 'n blom na die son draai, soos riviere na die see loop, soos 'n boom na die hemel opryk, soos skape agter hulle herder aanloop, so rig ons hart op die Here. Rig julle hart op die opgestane Here. Gemeente, ek groet u vanoggend. Die Vader wat sy seun na hierdie wêreld gestuur het, die seun wat sy disippels geroep het en die Heilige Gees wat ons elkeen roep, groet julle met die woorde, genade en vrede. Ek nooi u uit, ons gaan saam sing verder, saam met die musiekgroep. Die van u wat kan staan gerus en dan sing ons saam. Baie dankie Marlijn. Die Beelde van die Heer, geklee in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy klee homself met lig, en duisternis moet vlug,
begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, en tyd is in sy hand, begin en die einde, begin en die einde. Die God uit drie in een, o Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu en die lam. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. En hy is die naam bo elke naam, vaardig is die lam. My hart sal sing, hoe groot is ons God. Want hy is die Naam bo elke naam, vaardig is die lam. My hart sal sing, hoe groot is ons God. Hoe groot Is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Nader my God by U, nader tot my, net die genade hier, maak sondaars vry. Dan sal my lied steeds bly, nader my God by U, nader my God by U, steeds naderby. Nader my God by U, nader tot my. Laat al my paaie, Heer, na U voete lei. Dan sal my lied steeds bly, nader my God by U, nader my God by U, steeds naderby. Dan sal my lied steeds bly, nader my God by U, nader my God by U, steeds naderby. En nie dan my op, neem my in die arms. En nie dan my op, druk my styf teen aan U vas.
is die Here wat ons dien. Vader van genade, groot en vrye liefde, so is die Here wat ons dien. So ver as die ooste van die weste is, neem hy ons oortredinge van ons. Vader van genade, groot en vrye liefde, so is die Here wat ons dien. Luister, ryk vol van heerlikheid, is die Here wat ons dien. Heilig en onfeilbaar, trou aan sy belofte, so is die Here wat ons dien. So ver as die ooste van die weste is, neem hy ons oortredinge van ons. Heilig en onfeilbaar, trou aan sy belofte, so is die Here wat ons dien. Aan sy liefde is geen einde nie, aan sy liefde is daar geen einde nie, aan sy liefde is daar geen einde nie, aan sy liefde is daar geen einde nie. Moedig en geduldig, groot en troue liefde, so is die Here wat ons dien. So is die Here wat ons dien. Dankie dat U getrou is om ons van ons skulde te vergewe. Dankie dat U ons geroep het. Dankie dat U aan die kruis gehang het vir ons met ons gedagte. Here, en dan kom ons so dikwels tekort. Dankie dat U ons steeds roep, steeds U hande oophou vir ons, om ons te omarm. In Jesus naam. Amen. Ek nooi dan al ons kinders uit wat hierso is. So, julle gaan vandag leer in julle klassies van die 10 plaae van Egipte. En ons het vir julle 'n liedjie wat die band vir julle gaan sing en met beweging. So hierdie dames hier voor, sien julle hulle? Ja, julle moet hulle volg asseblief. Hulle gaan vir julle die liedjie se moves wys. Karel, ek staan julle nie hier voor nie, dan kan julle mooi sien hierso. Okay, as julle reg is, maar Yes. A 1, a 2, a 1, 2. Hy die Hele wêreld in sy hand, hy die hele wêreld in sy hand, hy die hele wêreld in sy hand, hy die God wat alles kan. Hy het die water in die Nyl verander na bloed, hy het die water in die Nyl verander na bloed, hy het die water in die Nyl verander na bloed, hy is die God wat alles kan. Hy het die paardes oor Egipte laat spring, hy het die paardes oor Egipte laat spring, hy het die paardes oor Egipte laat spring, hy is die God wat alles kan. en hy Hy die hele wêreld in sy hand, hy die hele wêreld in sy hand, hy die hele wêreld in sy hand, is die God wat alles kan. hy het die vlee oor die land, Laat vlieg, hy het die vlee oor die land. Laat vlieg, hy het die vlee oor die land. Laat vlieg, hy is die God wat alles kan. Hy het die donker oor Egipte laat val, hy het die donker oor Egipte laat val, hy het die donker oor Egipte
die God wat alles kan. Hy het die hele wêreld in sy hand, hy het die hele wêreld in sy hand, hy het die hele wêreld in sy hand, hy is die God wat alles kan. Very nice. Thank you. Okay, so julle kan saam met hom Bernard gaan. Hy's daar agter. Bernard, baie dankie julle, mooi gesing hoor. Pragtig. En dan gaan ons weer 'n verdere lied sing voor die preek. Jy kan net so bly sit. Dankie julle. Soos 'n hart mag na water stroom is, mag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek buig my voor U neer. U alleen is my rots, my krag, op U alleen wil ek bidend kom. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Ek waardeer julle en vir die lekker same sing. Nie al die teksgedeeltes in die Bybel is ewe gemaklik nie. En vandag is 'n voorbeeld van een wat minder gemaklik is. Jeremia 9 vers 17. Ons gaan lees tot en met vers 22. Maar voordat ons lees saam, kom ons kyk net eers 'n bietjie na Jeremia en waar pas Jeremia in en wie is Jeremia? Dis 'n fascinerende profeet, absoluut fascinerend. En die van julle wat nog nie 'n deep dive gedoen het in Jeremia nie, ek sal dit hoog aanbeveel. Kom ons kyk wie is hy. Hy word bekend gestel, of hy is bekend as die sogenaamde wenende profeet. Hy het baie geween. Hy dien in Juda in ongeveer 627 voor Christus tot en met die val van Jerusalem in 586 voor Christus. Hy lewe hy's tydsgenote van die ander profete Esegiel en Daniël. Hulle bedien egter vanuit die ballingskap in Babilonië. Tyd wat Jeremia lewe, daar's 'n paar feite daarso. Die tyd wat hy lewe is Assirië wat die groot wêreldheerser was of aan bewind was in daardie tyd, in daardie wêreld is hulle aan die verswak en daar's twee groot magte wat aan die opkom is en dit is Babilonië en Egipte. En hier sit Juda en Jeremia in die middel van hierdie twee groot magte. Hy is eensaam. Hy is 'n bietjie van 'n loner. Hy het ook nie baie selfvertroue gehad. Is dit duidelik nie. Hy was nie baie populêr onder sy mense nie, onder sy volksgenote nie. Weens sy boodskap, die boodskap wat hy gegee het. Hy het baie vreugdes pryse gegee. Onder andere lees ons in Jeremia 16 die vreugde van om sy eie gesin te hê, om 'n vrou te kan hê. Nou sy selfvertroue sien ons redelik vroeg in die boek van Jeremia vat 'n nok en hy reageer dan in die eerste hoofstuk van Jeremia as die Here hom roep, hoofstuk 1 vers 6 sê, ag Here my God, ek kan nie praat nie want ek's te jonk, sê hy. Jeremia word verwerp deur sy eie mense. Hy word selfs geslaan. In hoofstuk 20 lees ons dat die priester Pasgoer was die hoofopsigter van die tempel en hy het gehoor wat Jeremia sê. Hy het hom geslaan en hy het Jeremia in die blok gesit wat in die tempelpoort, die boonste Benjamin poort was. So
Selfs die priesters slaan vir Jeremia. Hy word gesien as 'n verraaier onder sy mense, want sy boodskap was nie populêr nie. Hy het aanhou vir sy mense sê, ons moet onderdanigheid toon aan Babelonië. Hierdie mense wat ons wil oorneem. Nou dikwels, my ma woon daar in die noorde van Pretoria, dikwels as ek daarna toe ry, dan kom ek op hierdie pad genaamd Sefako Makgato. Ek hoop ek sê dit reg. En elke keer as ek daar ry, dan dink ek myself, wie is Sefako Makgato? En op 'n stadium het ek hom toe nou gaan Google, en hy was 'n politieke figuur klomp jare terug. En dit het my laat dink aan Jeremia. Want dikwels is profete soos Jeremia ongekend eintlik, gehaat. En is eers nadat hulle dood is, wat hulle as helde opgelig word, of as strate na hulle vernoem word. Hy was een van die mees gehate onder die profete gewees. Hy word in 'n put gegooi, lees ons in hoofstuk 38 van Jeremia. Toe die amptenare vir Jeremia gevat en hulle om met toue in 'n put laat afsak. Die put het behoort aan Malkiel, die seun van die koning. Daar was egter nie water in die put nie, daar was net modder. Jeremia het in die modder ingesak. Jeremia is die definisie van 'n doemprofeet. Hy is waarskynlik die definisie van 'n doemprofeet. Hy sê die heeltyd vir die volk, julle moet berou hê vir julle sondes. Uiteindelik jammer daaroor, uiteindelik na aan die einde van sy lewenstyd is Jerusalem verwoes, soos ek vroeër genoem het. Hy is dis nie net 'n doemprofeet nie, hy is ook die definisie van I told you so. Hy het vir hulle gesê, dit gaan gebeur, en toe gebeur het. Jeremia bly preek sonder kompromie. Hy hou aan. Alles reg daar, meneer? Het ek daarin gebruik? Is hy nie reg? Dankie. Daar is hy beter. Wonderlik. Baie dankie. Jeremia is 'n wonderlike voorbeeld vir ons almal ook. Al is hy 'n doemprofeet, is hy ook iemand, he keeps showing up. Hy het aanhou sy werkie doen, hy het aanhou hierdie boodskap gepreek, al was dit onpopulêr. He just keeps showing up. Daar is ook baie ander interessante dinge van Jeremia. Hy was 'n natuurliefhebber. Dwars deur die boek van Jeremia sien ons dit. Hy skryf in hierdie boek, die regverdige is soos 'n boom wat by water geplant is, wat nie bang is in droogte nie. Israel word vergelyk met 'n groen olyfboom, maar God sal dit afbrand, Jeremia 11. Hy praat van die wilde esel in die hitte, wat sy drang volg, Jeremia 2. God se oordeel word beskryf deur leeu's, wolwe en luiperds wat die volk aanval, in hoofstuk 5. In hoofstuk 12 lees ons God se volk is soos 'n roofvoël wat deur ander voëls omsingel word. Hy praat van landbou en oes. Die oes is verby, die somer is geëindig en ons is nie gered nie. Hoofstuk 8. Hoofstuk 4, hulle moet nie in dorre grond saai nie. Die beeld van geestelike onvrugbaarheid. Die weer en die seisoene. God gee die reëns, die vroeë en die laat reëns. En hy onderhou die seisoene, hoofstuk 5. Ons moet bid vir reën. Toevallig, as julle nog nie begin het nie, asseblief begin. Hoofstuk 14, droogtes word as teken van God se oordeel beskryf. En dan hoofstuk 31, God se trou word verbind aan die vaste orde van die son, die maan en die sterre. Baie sal vandag sê, hierdie ou is 'n loner, hy's duidelik onstabiel,
Hy het nie baie selfvertroue nie. Hy is ook 'n treehugger. Wat kan hy my leer vandag? Ek hoop hy kan vir ons iets leer. Kom ons kyk na die hoofstuk. Ekskuus, hy's bietjie klein, maar ek sien nou op die skerm, maar ek gaan hom lees. So sê die Here die Almagtige, luister goed. Roep al die klaagvroue dat hulle kom. Laat kom die vroue wat weet hoe om klaagliedere te sing. Hulle moet gou maak en 'n klaaglied oor ons sing, sodat die trane uit ons oë loop. Ons oë nat is van die trane. Hoor hoe klaar dit uit Sion. Hoe het die verwoesting ons getref? Hoe is ons verslaan? Ons moet die land verlaat. Ons huise word omgestoot. Vrouens, luister na die woord van die Here. Neem alles in wat hy sê. Leer julle dogters om te kla. Laat hulle mekaar klaagliedere leer. Die dood het by ons vensters ingeklim. In ons mooi huise ingekom. Dit roei die kinders uit op die strate, die jong mense op die pleine. Jy moet sê, so sê die Here. Die lyke van die mense wat val, sal soos hopies mis lê op die veld. Soos gerwe agter die wat oes, maar niemand sal hulle optel nie. So sê die Here. Die wyse man moet nie in sy wysheid roem nie. Die soldaat nie in sy krag nie, die ryk man nie in sy rykdom nie. Laat hom wat wil roem daarin roem, dat hy insig het en my ken. Ek is die Here. Ek bewys liefde, reg en regverdigheid op die aarde, want dit is wat ek wil hê, sê die Here. Hoofstuk 7 tot 10, julle sien wat ek bedoel, hierdie is 'n heavy gedeelte in die Bybel. Hoofstuk 7 tot 10 van Jeremia, hulle noem dit die tempelpreek, en sy hoofboodskap in hierdie gedeelte is dat uiterlike godsdiens, die offers, die rituele, al daai goed wat in die tempel gebeur, kan nie die mense van Juda red as hulle harte korrup is nie. Hy wys hoe vals veiligheid in die tempel en in vrome woorde geen beskerming bied teen God se oordeel nie. Bernard, wat nou nie uit is saam met die kinders, stuur vir my in die weke advertensie van professionele roubeklaars. Jy kan nou by 'n begrafnis gaan huil en dan betaal jy geld daarvoor. Ek het nie geweet of jy dit weet nie, maar as iemand soek vir 'n quick buck, dan kan jy dit dalk probeer. Ons leef gelukkig in 'n ander tyd as Jeremia, want gelukkig is ons Afrikaners nie vroom nie. In hoofstuk 9 beskryf Jeremia Juda se bedrog, sy valsheid, sy alvalligheid. Die volk leef nie in waarheid nie en weier om God se wet te gehoorsaam. Die gevolg van hierdie afvalligheid is sonde, en rou en dood. So 'n paar jaar terug was hierdie massa godsdienstige byeenkomste in Suid-Afrika, ek dink groter as wat dit nou was. En dalk sal van u kan onthou dat die teksgedeelte wat dikwels aangehaal is in daardie tyd was 2 Kronieke 7 vers 14 wat lees, en my volk oor wie my naam uitgeroep is. Hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. En hierdie is bietjie van die kern van wat Jeremia wil saamvat. Hy preek hierdie boodskap van draai van julle weë, sy hele lewe. But he stuck around when it got bad. Wanneer die tempel dan verwoes is, was hy steeds daar. En hy het steeds die mense bemoedig in daardie tyd. Hy word nooit erken as 'n gesant van God onder sy mense nie. Hy word gehaat, hy is eensaam. Maar hy hou aan die boodskap lewer. En miskien is hierdie boodskap nodig vir ons vandag. Baie van ons wat dalk lewe in sonde op 'n manier.
wat ons weggedraai het van God af. Soos Israel dalk, baie van ons mense vandag, die uiterlike lyk goed, maar die innerlike is dalk weggedraai van God af. Vers 17 tot 18 is hierdie groot oproep tot rou. Dis interessant hoe hy die gemeenskap betrek in hierdie oproep. As hy sê, so sê die Here die Almagtige, luister goed, roep al die klaagvroue dat hulle kom. Laat kom die vroue wat weet hoe om klaagliedere te sing. Ek is bly, ons vroue van vandag weet nie meer hoe om klaagliedere te sing nie. En in hierdie roep hy die hele gemeenskap, so bietjie soos Jona amper in Assirië. Hy staan daar op die plein en hy roep die mense uit en hy sê, draai van julle wee. Ons moet rou, ons moet tot inkeer kom van ons wee. Want net dan kan die Vader ons vergewe. Carl Jung skryf, we are healed of a suffering only by experiencing it to the full and by sharing it with someone who listens. Ons sal self wanneer ons vandag dikwels deur sulke oomblikke gaan van rou, deur moeilike goed, wat doen ons as mense? Ons het hierdie manier om onsself te isoleer. Ek trek in my bolletjie in, ek bly in my kamer, praat nie met mense nie, iets het dalk fout gegaan, ek het dalk iets slegs gedoen, iets gesê, of dalk is dit net hierdie sonde waarmee ek worstel. 'n Geskiedenis, iemand in my familie, wat ook al dit is waarmee jy worstel. En dan, dikwels ons eerste reaksie is, ek wil nie met iemand praat nie. Ek wil in my kamer gaan sit. Ek wil opkrul in 'n bolletjie. Maar Jeremia sê, kom ons praat hieroor. Kom ons kom saam. Ons sal self vir God in sulke tye isoleer, of ons van hom af isoleer en hom vermy. Dan leef ons met skuldgevoelens en ons verval in hierdie spiraal van wanhoop. Ons probeer dikwels die rou en die weeklag vermy. Maar ons word uitgenooi deur Jeremia, deur God, om hierdie ding waarmee ons worstel in die oë te kyk. Het sy sonde, het sy 'n moeilike tyd, en saam met hom deur dit te stap. Genesing begin by ons harte oopmaak en ons sondes te bely teenoor God, want hy luister. Dis vertrou en te glo dat wat ook al ek nou deurgaan, gaan nie vir ewig duur nie. Willem stuur my in die week hierdie mooi gesegde wat sê van 'n priester, Enzo Bianchi. It's a stretch of time that can only be endured if we learn to be patient, to wait and persevere and accept the high price of hope. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het statistieke uitgebring wat wys dat min of meer 70% van die wêreldse populasie gaan iewers in hulle leeftyd wat hulle noem 'n PTSD event, post-traumatic stress syndrome. As ek dink so. Ek hoop ek het dit reg gesê. Iewers in jou lewe is die kans goed dat jou bootjie geskit gaan word. 70% van mense. Die goeie nuus is dat God saam met ons deur ons donker tye gaan. Dit kan iets wees wat jou skud binne jou beheer of buite jou beheer. Mens weet nie. Die Here is saam met ons. Dit vat moed om teenwoordig te wees in ons pyn. Maar so waar soos wat dit was in Jeremia se tyd, is dit vandag ook waar dat die pyn, die moeilike dinge tydelik is. C.S. Lewis skryf, hardships often prepare ordinary people for extraordinary destiny.
En dan Psalm 34 vers 18 wat so mooi sê, The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Dan die volgende gedeelte van ons hoofstuk, die kreet uit Sion, vers 19. Het jy al iemand ontmoet wat in 'n diep gat is? Dalk was hy eens iemand belangrik. Nie meer nie. Praat gerus met Alet wat hier in ons gemeente is. Sy vertel vir my in die week dat mense wat by hulle organisasie opdaag, mense met 2-3 grade wat nou op die straat bly, wat 'n verkeerde besluit gemaak het iewers. En dan in vers 19 lees ons moet die land verlaat. Ons huise word omgestoot. Hierdie is 'n teken, is optimale beelde van sekuriteit. Maar wat as jy jou sekuriteit verloor? Jeremia herinner ons dat ons sonde nie net ons verhouding met God vernietig nie, maar ruk ook die fondamente van ons hele lewe om. Die gesin, die gemeenskap, die doel van ons bestaan. Hoe baie vertroue sit ons nie in ons sekuriteit nie. Ons savings, ons mediese fonds, ons versekering. Miskien moet ons meer sekuriteit sit op die stryd en narrow te lewe voor God, ons verhouding met die Here. Dit wat regtig belangrik is. Op 'n stadium in Kreersdorp het ek onlangs 'n lesse geneem, ja, om bestuurslesse weer eens, om 'n karavaan te kan sleep, en die man wat vir my die bestuurslesse geneem het op 'n stadium, koop hy vir my koffie vroeg die oggend, en hy koop vir 2 ander mans koffie, en ons begin praat met hierdie ander mans, en hulle lewe in die veld daar by Kreersdorp, naby hierdie garage. En beide van hulle was baie onlangs Mercedes ingenieurs gewees. En dit laat my nie dink aan mense, ons weet nie wat volgende is nie. Miskien ken jy iemand waar dit fout geloop het. Nie lang terug nie, in Suid-Afrika, was daar hierdie man gewees, wat gesiene was. Hy was 'n rekenmeester, en hy was die top of his class gewees. En hy het een verkeerde ding begin doen, en toe die volgende, en toe begin het snowball. Vandag lewe hy nie meer nie. Familielid van my was deel van die interne auditspan wat hierdie ouens geaudit het. En ek wil vir julle sê, as ons nie naby bly, onder die vlerke bly, op ons knie bly van die Here, dis waar ons sekuriteit lê, dan kan dinge baie vinnig, baie skeef loop. En dis wat Jeremia sê vir sy volksgenote, en hulle luister nie na hom nie. Vroue word aangesê in vers 20 om hulle dogters te leer huil. Die smart is so groot dat dit oor generasies heen strek. Ons keuses raak die wat na ons kom, raak hulle ook. Ons harde harte, sondes, maar ons getrouheid ook. Wat leer ek my kinders om te erf? Daar is soveel mooi stories van bekende mense wat praat van die invloed wat hulle ouers op hulle gehad het. Gewese Amerikaanse president Obama skryf, "My mother was the single constant in my life. She gave me a sense of unconditional love, and that was so important, because it gave me the courage to go out and take risks, to try new things, to make mistakes,
and learn from them. Dan die sogenaamde nicest judge in the world, Frank Caprio, wat onlangs in Amerika dood is. Hy skryf hoe sy pa vir hom in 'n boekie geskryf het, proceed honorably along life's difficult and bumpy road. Watter voorbeeld leer en erf my kinders by my? My wonderlike niggie het in 'n donker tyd van my lewe vir my herinner in 'n boodskap, onthou, jou kinders kyk na jou. Hulle sien hoe jy die goeie en die slegte hanteer. En ek vermoed mense vandag dat ons kinders leer dalk meer by ons in die moeilike tye as in die rooskleurige tye. Die dood soos 'n dief, vers 21. Die dood word voorgestel as 'n indringer in hierdie vers wat deur die vensters inklim en kinders en jong manne wegruk. Die toekoms van die volk word uitgewis as jong manne weggeruk word. Jeremia leer ons dat sonde, die vreugde, die hoop en die toekomstige moontlikhede steel. Net God se genade kan ons môre verseker. Die realiteit is, alles kan in 'n oogwink, ek het dit reeds gesê, verander. Dit kan jou beval soos 'n dief in die nag, sê Jeremia. As dit doen, watter legacy los jy vandag? Hoe kan jou geliefdes jou onthou? Jeremia probeer sy volksgenote waarsku om hulle sondige weë te los en dat hulle 'n prys daarvoor gaan betaal. Dierprys wat onverwags kan kom. Daar is 'n prys te betaal as ek nie bely nie. Die skande van vers 22 is 'n baie moeilike vers van die lyke wat lê op die lande, vuil, onbegrawe en vergete. Skande en oneer vervang die waardigheid en die seën. Ons word afgesny van God. Selfs die lewe word dan betekenloos. Die goeie nuus is dat daar hoop is na die skande. As ons maar net wegdraai van ons sondige weë. Vers 23 gee 3 verdere waarskuwings. Ons kom amper by die goeie gedeelte, so hou net aan. Wysheid, intellektuele prestasies of kennis moet nie 'n bron van uiterlike trots wees nie. Menslike wysheid is beperk in vergelyking met God se alwetendheid. En dan krag. Krag word genoem. Fisiese of militêre krag is tydelik en dit kan ons nie van God se oordeel red nie. Die laaste in vers 23, rykdom. Rykdom is verganklik en kan maklik lei tot selfvertroue eerder as vertroue op God. En dan vers 24, sê vir ons, dit wat waarlik betekenisvol is, die begrip om my te ken. Dis 'n rasionele kennis, nie net intellektueel nie. Dit beteken om God persoonlik te ken, sy karakter te herken en jou lewe volgens sy weë uit te leef. God se eienskappe word dan tentoongestel in vers 24, naamlik goedheid, God se loyale liefde en genade teenoor sy mense. Regverdigheid, sy regverdige behandeling van die kwesbares in die wêreld. En geregtigheid, etiese integriteit om te doen wat reg is volgens God se standaard. Mense, God se oordeel is regverdig. Juda se sondes bring uiteindelik rampspoed oor hulle self. God se hartseer is werklik. Jeremia se weeklag wys hoe God self oor sy volk treur. En God se uitnodiging bly oop. Selfs te midde van oordeel herinner hy hulle dat ware sekuriteit lê in God alleen. Jeremia se gedurende prediking teen die sondes van die volk, het hom baie onpopulêr gemaak. Tog het hy nie ophou preek van hierdie waarheid nie.
Hy het volhard. Miskien kom Jeremia se boodskap die sterkste deur later, as hy skryf, ek weet wat ek van julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee, verwagting, dan sê julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Jeremia, hierdie teksgedeelte is rof. Dit herinner ons om ons weer te verander. Dit wat bly nag in ons lewens. Dit in ons binnekamer wat ek moet voor jammer sê. Maar ons het 'n getroue Here. As ons hom ken in al ons weë, dan sal hy ons gebede verhoor. Om teenwoordig te wees in pyn en sondes beteken om my aandeel daarin te bely teenoor die Here, om vergifnis te vra, om God se teenwoordigheid op te soek en te weet ek hoef nie in die rou te bly nie. Ek sluit af met Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie ook vir profete soos Jeremia, wat moeilik is om in te neem. 'n boodskap wat nie altyd so rooskleurig is nie. En dan weet ons ook dat Jeremia se boodskap om op die reguit pad te bly, is ook vir ons vandag relevant. Here, vergewe ons van ons sondes. Ons wat dalk hier sit en ek moet terugkom op 'n pad, op 'n reguit pad. En U in die oë hou, Here. U ken my hart, U ken my lewe. Here, help my om 'n voorbeeld te stel van die wat na my kom, vir my kinders. In Jesus naam. Amen. Ons gaan nou geleentheid gee vir die offergawe. Baie dankie. When it feels like the dark lingers longer than the night, when the shadows feel like giants, you are chasing me down. Tell me, where could I run from your light? Where could I hide? Hemmed within your precious thoughts, there's no hiding from your love. Highs and lows, Lord, you're with me either way it goes. Should I rise or should I fall? Even so, Lord, your mercy is an even flow. You're too good to let me go. Should I go in the night or make my bed among the dead? Your mercy waits at every end, like you planned it from the start. Should the dawn come with wings or find me far out of the sea, there your hand still fastens me, ever close to your heart. Highs and lows,
Lord, you're with me the way it goes. Should I rise or should I fall? Even so, Lord, your mercies and even flow. Should I rise or should I fall? You are faithful through it all. You're too good to let me go. You're just too good to let me go. You're so good to let me go. You're just too good to let me go. Highs and lows, you surround me the way it goes. Should I rise or should I fall? Lord, you're with me through it all. Highs and lows, in the rhythms of your grace I know. Should I rise or should I fall? You are faithful through it all, and you're too good to let me go. Baie dankie. Staan gerus saam en dan gaan ons slotlied sing, Gaan dan heen. Baie dankie. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelei. Ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sal val, dan dra ek jou. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou deur my Heilige Gees. Die seën van God Drie-enig sal vir ewig met jou wees. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. Mag dit goed gaan met jou. Mag God jou vrede vir jou gee. Mag jy nooit bang hoef te wees nie. Mag jy liefde om jou hê. Mag jou hart vir almal oopgaan. Mag jou drome ver baie streel. Mag jy leer om die wind onder jou vlerke met alle mense om jou te deel. Amen.
Kom geniet gerus saam koffie of tee en geseënde dag vir u. Totsiens.